Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi dag word ons stil voor die Here om na sy woord te luister. En mag vanmôre se boodskap vir jou tot seën wees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Lukas 11 vers 27 en 28. Terwyl Jesus besig was om te praat, het 'n vrou uit die menigte hardop uitgeroep en vir hom gesê: "Hoe bevoorreg is die vrou wat u in haar liggaam gedra en aan haar bors gevoed het." Maar Jesus sê: "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Die Here Jesus Christus kom stel baie duidelik die fokus van kinders van die Here en waarop hulle gedagtes ingestel moet wees. Dit gaan nie oor mense in ons geestelike lewe nie, maar oor God. Toe mense uit die skare vir Maria wou hoogag in die teenwoordigheid van Jesus, het Jesus hulle vinnig reggehelp. En hy sê in vers 28, "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Nou die woord van God het ek en jy elke dag in ons hande. Ons het die voorreg om dit te kan lees, te kan oordink, maar in die besonder moet ons dit uitvoer. Jesus sê, "Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou." Dit is so belangrik dat die Bybel gelees moet word, maar dat dit in die besonder toegepas moet word. Dit help niks as met al die waarhede van God in sy woord, en dit is tot ons beskikking, en ons kan dit lees, maar ons gaan voer dit nie uit nie. Die Here wil graag hê dat ons dit op 'n praktiese wyse moet gaan doen elke dag. Dan is ons geloof eers besig om vrug te dra en kan sy naam geëer en geloof en geprys word. Sonder hierdie waarhede in ons harte en sonder die feit dat ons dit gaan uitvoer in hierdie wêreld, is ons geloof nutteloos. Jakobus skryf so mooi in Jakobus hoofstuk 2 dat die geloof sonder die werke dood is. En dit sluit aan by die woorde van Jesus in ons teks hier van Lukas 11. Kom ons gaan doen die woord vandag. Ons wees gehoorsaam aan die woord. En hoekom doen ons dit? Omdat ons vir Jesus liefhet en omdat ons in God glo. Mag die Heilige Gees ons daartoe krag gee en ons daartoe help ook in hierdie mooi dag. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vanmôre voor U kan stil word in hierdie mooi dag. Ons prys U en loof U omdat U God is en omdat U ons baie liefhet. Dankie vir U woord wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. Help ons om hierdie woord vandag ons eie te maak en gehoorsaam aan U woord te wees elke dag. Seën ook vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.